Goeiemôre geliefdes van ons Here Jesus Christus. Welkom vanoggend in die huis van die Here. Dis 'n voorreg om saam met u hier te kan wees in hierdie oggend, om ook saam met u die woord van die Here te kan oordink. Ons bid dat hy ook vandag met ons sal spreek en dat die Heilige Gees met ons sal werk, dat die woord ook in ons harte geskryf sal word in hierdie oggend. Geliefdes, ons gaan net so sit, dan sing ons as voorsang saam Gesang 99. Gesang 99 vers 1 en 2. Vers 2 sê, Heilige Jesus, hoor my bede, hervorm my hart, my krag, my rede. Ons staan so dan ook vanoggend aan die einde van ons reeks oor die Onse Vader, en so kom ons ook bidend in hierdie oggend voor die Here staan. Ons sing saam as voorsang terwyl ons net so sit, Gesang 99 vers 1 en 2. Geliefdes, ons gee geleentheid nou vir stilgebed waar ons ook voor die Here kan kom buig en vra dat hy in hierdie erediens met ons sal wees en dat hy self met ons sal spreek. Na die stilgebed gaan ons dan saam sing Gesang 6 vers 1 as voorbereidingslied. Gesang 6, daarvan die eerste vers staande, waarna jy staande kan bly vir die fotum en die seën. En na die seën gaan ons saam sing Gesang 43. Gesang 43, daarvan verse 1, 2 en 5, waarna u plekke kan inneem. Gesang 43 vers 1, 2 en 5 na die seën en Gesang 6 vers 1 as voorbereidingslied na ons stilgebed. Geliefdes, kom ons sit net so, dan word ons stil voor die Here in gebed. Amen.
Die Here is in sy heilige tempel, swyg voor hom o ganse aarde. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en van Christus Jesus ons Here deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Liefdes, ons gaan luister na die wet van die Here, soos wat dit opgeteken is in Eksodus 20, en nadat ons aan die wet geluister het, gaan ons saam sing Gesang 63. Gesang 63 daarvan vers 1 en vers 4. Gesang 63 vers 1 en vers 4. Dan kan u ook die Psalm en Gesangeboeke oopmaak by Gesang 84. Gesang 84, daarvan gaan ons sing vers 1 en vers 11 na die belydenis van ons geloof. Dis daarom die eerste en die laaste verse van Gesang 84 na die belydenis en Gesang 63 ook die eerste en die laaste verse van Gesang 63 na die wet. Geliefdes, kom ons luister dan nou na die wet van die Here. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders
aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie naaste se huis begeer nie, jy mag nie naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Geliefdes, ons lees in 1 Johannes 1 vanaf vers 8, as ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leienaar en is sy woord nie in ons nie. Geliefdes, ons het gesing in ons skuldbelydenis dat die Here deur die Seun se dood ook vir ons die verlossing van sonde gebied het en dat ons deur die geloof in hom daarin deel het. En daarom kan ons vanoggend ook ons geloof bely in die drie-enige God en ons doen dit deur die woorde van die 12 artikels in ons harte saam te spreek. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria,
wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het. Wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Dus die Here spreek met ons in hierdie oggend uit sy woord uit Matteus 6. Matteus 6, en ons gaan veral stil staan by vers 13 se laaste deel, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Kom ons lees saam Matteus 6 vanaf vers 9. So moet julle dan bid: Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Geliefdes, sover die woord van die Here. Salig is elkeen wat dit hoor en dit in sy hart bewaar. Daarmee saam hanteer ons Sondag 56 van die Heidelbergse Katekismus, vraag en antwoord 28 en 29. Vraag 128 vra: hoe sluit jy jou gebed? Die antwoord: want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Dit alles bid ons van U, omdat U as ons koning, wat oor alle dinge magtig is, die wil en die vermoë besit om ons alles wat goed is te gee. En dit alles sodat daardeur nie ons nie, maar U heilige naam ewig geprys mag word. En vraag 129 vra: wat beteken die woordjie amen? Amen wil sê, dit sal waar en seker wees.
Want my gebed is veel sekerder deur God verhoor as wat ek in my hart gevoel het, dat ek dit van hom begeer. Geliefdes, kom ons word stil voor die Here en ons bid saam. Ons almagtige God, Here en Hemelse Vader, Here, hoe lieflik is dit om in hierdie oggend voor U te mag stil word. Here, na so lang tyd wat ons besig is om te worstel met gebed, besig is om te dink oor wat ons bid wanneer ons sê, Onse Vader. Here, dankie dat U vir ons ook die vermoë gee om voor U te mag stil word. Maar gee dat ons nie met gebed ligtelik sal omgaan en dat ons sal besef wat die diepte daarvan is. Hoe dit eerstens 'n teken van dankbaarheid is, hoe ons vir U die dankbaarheid wys vir alles wat U vir ons gee en vir al die verlossing in ons Here Jesus Christus. Maar dat dit ook verootmoedigend is en dat ons klein word in afhanklikheid voor U. Here, dat ons besef, ons is sonder U niks. Maar Here, dankie dat ons U mag aanroep en U lof mag besing in hierdie oggend. U naam mag verheerlik en eer, sodat dit heilig kan weer klink oor hierdie ganse aarde. Dankie dat ons as burgers van U koninkryk voor U mag staan en dat alles van U mag bid. En dat ons in U krag U wil sal gaan soek en sal doen. Daarom bid ons, Here, spreek U nou met ons. Werk met die Gees so in ons hart dat die woord ook nie leeg sal wees nie, maar dat dit ons sal uitstuur om ons gebed te gaan leef. Daarom bid ons hierdie ding in afhanklikheid van U in ons Here Jesus Christus se naam. Amen. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, in die laaste paar weke het ons in besonder gaan stil staan om te kyk na die gebed. En ons het elke bede afsonderlik gaan bestudeer en gaan dink oor wat ons eintlik bid wanneer ons dit sê. En een van die goed wat deurlopend betrokke was by al die bede was verootmoediging. Hoe ons in ons gebed klein word voor die grootheid van God. So is verootmoediging dan een van die boublokke van gebed wat God ook verwag. Ons lees in vraag en antwoord 117 van die Heidelbergse Katekismes dat ons ook in gebed ons nood en elendigheid opreg moet besef en ken en dan voor die grootheid en die majesteit van God ons moet verootmoedig daarvoor. So sien ons dat elke een van die bede het een of ander element van hierdie verootmoediging. Maar in besonder is die eerste 3 bede juis daar om ons klein te maak voor die grootheid van God. Maar wanneer ons na die Onse Vader in sy geheel kyk, kry ons 'n omarmende effek. Want waar ons vandag by die slot stil staan, sien ons dat ons weer te doen kry met die eerste 3 bedes. Dit bevestig by ons 'n gevoel van verootmoediging, want luister, want aan U behoort die koninkryk, laat U koninkryk kom, en die krag, laat U wil geskied, en die heerlikheid, laat U naam geheilig word, tot in ewigheid. En so begin en eindig ons gebed met die verootmoediging, maar dis nie net blote herhaling nie. Nou in die reeks het ons stil gaan staan by elkeen van hierdie bede en ons het in diepte gaan kyk wat dit beteken as ons hulle bid. So ons gaan dit nie vanoggend weer doen nie. Wat ons vanoggend gaan doen is ons gaan terugkyk en aan die einde van die gebed sien hoe daar 'n verandering plaasgevind het, 'n skuif wat gebeur het, sodat daar nou 'n dieper betekenis is. Eerstens bid ons, laat U koning, of aan U behoort die koninkryk.
Hoor u die weergalming van die tweede bede? Laat u koninkryk kom, ons het gebid, bevestig u koninkryk hier op aarde, breek die koninkryke van die wêreld, van die duiwel en ons eie koninkryke af, sodat u op die troon van ons hart kan gaan sit, sodat u regeer oor ons lewens. In die slot vra ons nie meer dat dit gebeur nie. In die slot bevestig ons dat dit so is. Aan u behoort die koninkryk. Ons bevestig, hy is die koning, hy is in beheer, hy regeer oor my lewe. Sien u die skuif wat plaasgevind het? 'n Bevestiging dat dit hy is en dat ons in die wete staan, dat hy's groot bo ons almal en dat hy in die vermoë is om ook vir ons te voorsien wat ons bid. Ja, ons erken sy magtigheid, sy grootheid en daarom vertrou ons hele gebed aan hom. Dit alles terwyl ek onderdanig aan hom moet leef. Gehoorsaam aan hom moet leef. Tweedens, kom bid ons in die slot, aan u behoort die krag. Nou sal baie mense sê, hierdie is nie 'n verwysing na die wil van God nie, want in die derde bede vra ons dat God se wil moet geskied in ons lewens. Hier vra ons en ons sê dat God het die krag. So het ons in die derde bede vir mekaar gesê dat God se wil volmaak is vir ons lewens. Daar's geen gebrek, geen tekort nie, en hy leer ons van sy wil, en hy leer ons hoe om dit na te kom deur sy Bybel. Daarin leer ons die wette, wat ons moet gehoorsaam, sodat ons leef volgens God se wil, maar hy gee ook vir ons die voorskrifte van hoe ek moet leef om hom te eer. Maar ons het ook vir mekaar gesê, dat ons nie deur onsself in die vermoë is om dit te doen nie. Ek kan nie in myself die wil van God naleef nie, daarom het ek iets nodig, en hy alleen is in die vermoë, in die posisie, hy het alleen die krag om sy wil te laat geskied. Daarom sien ons weer die skuif wat plaasvind. Nie meer vra ek dat sy wil sal geskied nie, maar nou bevestig ek dat hy vir my die krag gee, sodat ek sy wil kan gaan uitleef. Derdens bid ons, aan u behoort die heerlikheid tot in ewigheid. In die eerste bede het ons geleer dat ons bid, laat u naam geheilig word. Dit is, laat ons u reg ken, soos wat u self aan ons geopenbaar het deur u woorde en die dade. Laat ons u ken, soos wat u dit in die woord vir ons gee, en soos wat ons in die natuur u aanskou, en laat ons dan op ons beurt, deur ons woorde, deur ons dade, deur ons gedagtes, u naam groot maak. In die slot bevestig ons dit net weer 'n keer. Vir alles waarvoor ons gebid het, alles waarvoor ons gevra het, laat u die eer daarvoor ontvang. Aan u kom die heerlikheid toe, nie aan my nie. Laat mense sien wat u gedoen het vir my en u naam prys. Die skuif vind plaas, want hier is dit reeds bevestig. Die heerlikheid behoort aan God. Maar so kom die slot, en hy kom beklemtoon weer die eerste 3 bedes. En hy kom nie net en herhaal dit bloot nie, maar hy kom en bevestig dit wat ons gebid het, asof ons aan die einde van ons gebed sê, ek het dit alles gevra, maar ek is seker dit is waar. Ek weet, God het my eerste 3 bedes reeds verhoor, hier waar ek nou staan. So bring dit 'n belangrike beginsel van gebed na vore. 'n Beginsel wat Jesus in Markus 11 vers 24 aan die disippels leer as hy sê, alles wat julle in die gebed vra,
Glo dat julle dit sal ontvang en julle sal dit verkry. Jakobus gebruik dieselfde beginsel in Jakobus 5 vers 15 as hy sê, en die gebed van die geloof sal die kranke red. Vers 16, die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag, en is dieselfde beginsel wat ons hier in die slot vind. Want alles wat ek bid, sal God vir my gee, maar ek moet dit in geloof van hom vra. As ek dit in geloof van hom bid, het hy dit reeds vir my gegee. My gebed is reeds verhoor. Daarom kan ek nie hierdie dinge sonder geloof bid nie. As dit blote rympie is, as dit leë woorde is, dan help dit nie as ek bid dit nie. Ek moet dit in geloof na God toe bring, en dan moet ek uitstap en gaan leef asof dit reeds verhoor is. Die slot bevestig dit. Van die eerste 3 bede het hy klaar gegee. Hoekom sal hy nie die laaste 3 ook vir my gee nie? Hoekom sal hy my nie ook die daaglikse brood bied wat ek nodig het om te leef nie? Hoekom sal hy nie dan vir my ook die vergifnis van sonde gee nie? Hoekom sal hy dan nie ook vir my die lyding bied, sodat ek nie in die versoeking val nie? As ons in geloof bid, is dit asof hy reeds ons gebed verhoor het. Daarom sluit ons die gebed af met die woord Amen. Dit sal waar en seker wees. Maar as ek sê Amen, dan moet ek so gaan leef. Dan kan ek nie nog gaan twyfel of God dit gaan verhoor nie. Dan moet ek gaan leef asof dit reeds verhoor is. Daarom leer ons die kinders in kampe en goed om te bid en te spit. Nou, op die oppervlak klink dit soos iets wat jy voor 'n toets moet doen. Jy moet bid en dan moet jy gaan leer vir God om vir jou te gee, maar daar's 'n baie dieper betekenis hieraan. Om dit te verstaan, kom ons gebruik 'n voorbeeld. Ons bid, Here, gee vir ons reën in hierdie seisoen. Maak die sluise van die hemel oop, dat ons 'n vrugbare en 'n goeie geseënde jaar kan hê, dat ons uiteindelik 'n oes kan afhaal om U naam daarin te verheerlik. Dis 'n goeie gebed. 'n Pragtige gebed, waar ons vertroue op God stel. Maar die oomblik wat ons sê Amen, dan gryp ons die selfoon en ons begin na reënkaarte te kyk. Ons kyk na weervoorspellings, ons gaan kyk na die natuur daar buite om allerlei tekens te sien, asof ons klaar begin twyfel het. En dit is 'n realistiese voorbeeld, want in die laaste 2 jaar het ons dit beleef, in groot droogte en daarna in groot reëns wat op die moeilikste van tye gekom het. Die groot vraag is, hoekom het ons nie geglo dat God ons gebed verhoor nie? Hoekom het ons getwyfel? Hoekom het ons eerder op ander goed gaan staatmaak as om ons vertroue op die Here te stel? Nou weet ek klaar, daar gaan argumente bestaan oor hierdie voorbeeld, want die Here het daarom vir ons ook 'n gesonde verstand gegee. Die Here het ons in die vermoë gestel om hierdie tekens te aanskou en daarvolgens te beplan. Maar geliefdes, God is groter as al daai tekens. God is nie afhanklik van die weervoorspelling nie. God gee reën soos wat hy wil. Dink maar net aan Elia. Daar voor die Baalse profete bid hy vir reën. En hy glo dat God hom sal verhoor. Hy glo God so baie dat hy sy lewe daarop plaas. En in geloof verhoor God sy gebed en hy stuur die reën.
Dan lees ons in Prediker 11 vers 4, wie op die wind ag gee sal nie maai nie, wie na die wolke kyk sal nie oes nie. En tog wanneer ons amen sê, begin ons klaar te twyfel. Amen is veronderstel om dit by my te bevestig, dit sal waarlik so wees, ek kan met sekerheid daarvan gaan leef. Daarom kan ek nie bid sonder geloof nie, want gebed sonder geloof is leefwoorde. En so leer Jesus ons te bid. Maar hy leer ons ook om na die amen dit te gaan uitleef. Jesus het gebid, laat u naam geheilig word. Na die amen het hy geleer hoe die mens deur middel van vas, deur middel van sy besittings, deur middel van sy werke God moet verheerlik. Gaan lees net die res van die evangelie, hoe Christus deur woord en deur daad God se naam groot gemaak, omdat hy sy Vader ken. Jesus het gebid, laat u koninkryk kom. Sy hele lewe lank het Jesus gewerk om die koninkryk van God te vestig. Tot aan die kruis lees ons van die bordjie wat lees, hier hang Jesus, koning van die Jode. En net so 'n bietjie verder in ons geleesde gedeelte, in vers 22 lees ons, in vers 33 lees ons, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, dan sal al hierdie dinge vir julle bygevoeg word. Christus het sy lewe lank gewerk om die koninkryk te bevestig. En uiteindelik met sy hemelvaart het hy sy plek gaan inneem aan die regterhand van God, van waar hy regeer oor alle dinge. Christus het gebid, laat u wil geskied. En in Getsemane het hy op sy knieë neergeval, met die sweet wat van hom afloop, soos bloed wat in die grond drup. En toe hy opstaan, het hy die kruispad gaan loop. Hy die wil van God gaan uitleef tot aan die kruis. Jesus se woorde was nooit 'n leefwoord nie. Jesus het dit ook gaan leef. En daarom word u ook vanoggend opgeroep. Elkeen van ons word opgeroep. Bid sonder ophou. Bid in geloof. En gaan leef dan asof jou gebed reeds verhoor is. Want dit sal waar en seker wees. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige God, Here en Hemelse Vader, dankie dat U alles wat ons in die geloof van U bid, vir ons sal gee. Laat dit waar en seker ook so wees. Amen. Geliefdes, as slot sing ons saam gesang 95. Ons gaan die Onse Vader staande saam sing, waarna u dan ook staande kan bly vir die seënbede.
Liefdes, ontvang dan nou die seën van die Here en gaan lewe in sy liefde en in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees, sy met u elkeen. Amen. Geliefdes, ons gee dan nou geleentheid vir die opneem van die offergawes. Geliefdes, net die volgende afkondigings namens die kerkraad. Vir voorbereiding dink ons aan ons gemeente en aan ons lidmate. Veral in hierdie tyd, ons praat vanoggend so met verskeie mense wat ek gesels het en daar's baie van ons mense wat siek is en griep het en daai tipe van simptome toon. Ons dink aan ons gemeente dat die Here ons ook in hierdie tyd waar die wisseling van seisoene plaasvind, ook gesond sal hou en sterk sal maak. Geliefdes, dan in besonder dink ons ook aan Marisa Roos, wat 'n hysterektomie gehad het en tuis aansterk. En dan, dis seker nie noodwendig voorbidding nie, dis eintlik meer vreugde. Maridien se matriekafskeid is hierdie week Vrydag. Baie sterkte vir oom en tannie. Ons moet seker vir oom hulle voorbidding doen, maar vir haar is dit groot vreugde en ons glo sy gaan dit sommer baie geniet. Liefdes, dan verder kan u my of die kerkraad kontak indien u huisbesoek buite die normaal nodig het. En dan het ons groot dankbaarheid ook vanoggend om die totale bedrag en die finale bedrag van ons bazaar ook uiteindelik te hê. Daar was nog 'n klomp gelde wat moes inbetaal en alles soos dit, maar die finale bedrag wat ons gemaak het is R90,000 op ons bazaar. En ons is baie dankbaar daarvoor. Die Here se genade was ook vir ons groot hierdie jaar en ons sien uit om volgende jaar weer lekker saam te kan werk vir die Here. Tannie Hanlie, dan baie dankie vir die speel van die orgel vanoggend. Is lekker om saam met Tannie te sing. Ons het vir Tannie laasweek gemis, maar ons is ook bly Tannie is gesond nadat Tannie self ook siek was. Liefdes, dan blomme en teebeerd vir die maand September is week 3. Kom drink asseblief almal saam met ons 'n koppie koffie en kom kuier lekker saam. Verbondsonderrig les 25 open nou na die afkondigings hier in die kerk en dan die skole sluit hierdie komende week. Die kinders moet hulle vakansie geniet en lekker rus. Die boodskapper vir September maand is in die saal beskikbaar. U kan vir die daar 'n eksemplaar vat. Verjaarsdag vir hierdie week, oom Jos, niemand verjaar vandag. Ons sê vir hom baie geluk. En dan die derde is dit Tannie Nadine se verjaarsdag, so op die matriekafskeid. Ek hoop nie die hele dag is gefokus op Maridien nie, maar dat Tannie ook bederf word op die dag. Maar mag dit 'n baie mooi dag en 'n geseënde nuwe jaar vir Tannie ook wees. Geliefdes, dan ons is op pad Oktober maand toe. Oktober maand is die maand van reformatie. So u sal sien op die almanak is daar elke week van volgende Sondag af 'n deurkollekte vir Bybelverspreiding. Ons het 'n ooreenkoms dat ons X-bedrag per lidmaat aan die Bybelgenootskap oorbetaal. Dis waarvoor dit gaan. So onthou asseblief dit. En dan in die maand van Oktober, in die maand van reformatie, gaan ons kyk en veral reformatie Sondag se preektema gaan wees Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Nou dit klink na groot woorde, dis Latyn wat eintlik baie eenvoudig is om te sê 'n kerk wat reformeer, reformeer altyd. Om te sê waartoe gaan ons? Gaan ons in die wêreld in? Gaan ons kyk nou die wêreld oor dinge dink of beweeg ons terug skrif toe?
En dis ons opdrag, reformeer altyd terug na die woord van God toe. So ons gaan bietjie interessante temas ook hanteer in die volgende maand, goed wat in die wêreld besig is om aan te gaan, wat heeltemal teen die Bybel is, wat ons teruggaan na die Bybel toe en gaan vra, maar wat sê die woord van God hieroor? So ek hoop u is ook so opgewonde soos ek oor die reformatie maand. Ek glo dit gaan 'n geseënde een wees en dat dit baie interessant en baie insiggewend ook vir ons almal sal wees. Geliefdes, dan hoop ek u het 'n geseënde Sondag en 'n geseënde week. Mag die Here u ook veilig hou en bewaar in hierdie week. Kom drink asseblief saam 'n koppie koffie.